Psalm 46 vers 11 lees ons, wees stil en weet ek is God. Dis spesifiek die teks wat vandag vir jou bestem is. Vir jou wat besig is, wat jaag deur die lewe. Ek weet as 'n mens 'n gesin het, is jy veral besig, maar selfs al het jy nie eers 'n gesin nie, en al is jy net verskriklik besig, of by jou werk, of met al jou sperdatums, of op jou skermtyd maak dat ons geweldig vinnig beweeg, die tempo van die lewe is net vinniger. As ons dink aan hoe vinnig ons onmiddellik net kos kan bestel en kan laat aflewer, en hoe die lewe net versnel het, besef ek, dis eintlik regtig nodig om soms net doelbewus tot rus te kom en stil te word. Partykeer is 'n mens se gedagtes so besig en jy dink aan soveel goed gelyktydig, of daar is soveel stemme in jou midde, soveel mense wat 'n inspraak het in jou lewe, dat jy regtig sukkel om net stil te word en te weet, God is wie hy is. En om net by sy voete te gaan sit. Die afgelope 4 weke het ek geweet, dit is iets wat absoluut net vir my besluit is. Ek was eintlik geforseer om by God se voete te gaan sit en net stil te word en weer te besef dat hy God is. Want ek is besig om op die oomblik 'n pasgebore klein babietjie groot te maak en so ook 'n 2-jarige. So die lewe is op 'n manier baie interessant en chaoties, maar ook wonderlik op dieselfde tyd. En in hierdie tyd het ek besef, ek het nodig om alles in sy hande te plaas en by sy voete te gaan sit en net stil te word en stadiger te beweeg en nie noodwendig te probeer om alles gelyktydig te beheer nie. So vandag is my wens en my gebed vir jou, dat waar ook al jy nou is in jou lewe, dat jy net tot rus sal kom, dat jy sal leer om asem te haal, dat jy bewus sal word van al jou sintuie en dat jy die lewe sal inneem en sal geniet. Die lewe is ook bitter onvoorspelbaar. Ek het onlangs ook te doen gehad met die finaliteit van die dood ook. So dalk moet jy vandag net weer 'n oomblik neem en besef dat dit kan enige oomblik jou laaste oomblik wees. Maar leef asof dit jou enigste oomblik is. Maak die beste van elke liewe dag en wees stil en weet, God is in beheer. En dink net weer vir 'n oomblik, wie is hierdie almagtige God? Gaan sit by sy voete en glo en vertrou opnuut. Jy kan maar oorgee, hy is in beheer.